ek maak sommer 'n opname vir die YouTube, 'n bietjie later uit te gaan. Ons het nou gepraat oor hierdie gedagtenis in die derde keer dat ons eintlik praat oor die noodsaaklikheid van gebed, en dan wil ek eintlik daarbey aansluit die noodsaaklikheid van gehoorsaamheid in gebed. En John Wesley het, en ons het al ietsie gesê oor dit, maar hy het gesê, many exemplary men have I known, holy in heart and life, within my 40 years, is 40 jaar, but one equal to John Fletcher, one so inwardly and outwardly obedient and devoted to God, I have not known. Skryf John Wesley oor hierdie John Fletcher. Nou, wat ons moet weet aangaande gebed is, gebed wat resultate bereik, gebed wat, ek wil amper sê verhoor word, is nie 'n rympie opsê nie. Dis nie daai tipe gebed nie. Ons kan so maklik in daai, ek wil amper sê in daai groef verval van om net 'n rympie op te sê. Ek onthou as kind as ons so huisgodsdiens gehou het, dan het jy naderhand presies geweet wat pa gaan bid, en naderhand het sussie en boetie ook maar dieselfde gebed as pa gebid, en nie dat daar iets so my fout was nie, dis maar ons groot geword het, en dit was wat in die hart geleef het, maar en dis hoe jy geleer bid het, maar baie keer is daai gebed wat ek verwag die Here moet verhoor, is net sommer maar net 'n gebedjie, net sodat ek kan sê ek het gebid. Gebed is heilig. Die gebed van die heilige is heilige gebed. Dit is 'n afgesonderde gebed. Dit is 'n offer aan die Here. Dit is iets wat ek vir die Here gee. Uit my eie uit myself uit, van myself af. En daarom kan dit nie net iets wees wat ek doen nie. Dit is tog iets wat ek offer aan die Here. Dit is wat daardie gebed is. En wanneer die Here my gebed verhoor, dan is dit mos, dan moet ek mos weet, die implikasie daarvan is dat dit God se genade is. Dit is tog nie iets wat ek deur my woorde bereik het nie. En dit, ek dink dis die grens, dis die lyn wat getrek word in ons gebedslewe. Nou, baie keer, en ons het al daaroor ook gepraat, maar baie keer dan dink ons aan die ding van, ja, maar die Here hoor nie my gebed nie, of hy verhoor nie my gebed nie. Nou, ek wil dit sê, en ek dink ek het dit al gesê, maar ek wil dit weer sê, dat ons moet verstaan dat stilte ook 'n antwoord is. God sê nie altyd van ons uitdruklik nee, maar as hy nie die leiding gee nie, dan weet ons mos. En dan moet ons vir onsself kan dink en besef, maar weet jy wat, ek moet nou stop, ek moet nou aanvaar dat die Here my nie gaan antwoord in hierdie saak nie, en ek moet aanbeweeg, want daar's ander dinge. En dan kom die vraag, maar hoekom, die Here het sy disippels gevat en hy het hulle geleer om te bid, nie? Ons ken daai gebed, Onse Vader. Ja. Hy het hulle gevat, hy het hulle geleer, maar hoe kon hy die voorganger wees in gebed? Want hy was die voorganger in heiligheid. Hy was die voorganger in sondeloosheid. Nou weer eens, miskien het ek dit in die week of wat ook al, dalk in 'n preek of in 'n vorige Bybelstudie genoem, dat ons nie op hierdie stadium, op hierdie aarde sondeloos volmaak soos die Here Jesus kan wees nie. Maar ons verstaan daai gedagte van posisionele volmaaktheid of wat dit ook al mag wees. Daar is 'n plek in my lewe waar ek kan kom, waar ek soos Paulus vir die Here kan sê, ek is my van geen ding bewus nie. Verstaan, voor die Here, nie voor mense nie, verstaan, voor die Here. En daardie plek kom wanneer ek my toewy aan die Here, wanneer ek my volmaak toewy aan die Here. Daardie is niks anders as dit nie. Die Here Jesus was die voorbeeld, want hy het dit volmaak gedoen. Hy het in gehoorsaamheid, en dis hoor nou die gedagte van gehoorsaamheid. In gehoorsaamheid het hy aarde toe gekom om mens te word. In gehoorsaamheid het hy alles gedoen wat God die Vader hom gestuur het om te doen. Dis Jesus se eie woorde.
Hy wat my gestuur het, hy wat vir my gesê het wat om te kom doen, hy wat vir my kom leer het wat om te doen, en natuurlik in gehoorsaamheid vir ons sonde aan die kruis gesterf, en alles wat daarop volg. En dit is die voorbeeld van ons Here Jesus Christus, daardie volmaaktheid, en daarom kan hy die voorbeeld wees. En wanneer die Here sê dat ons moet wees soos die Here Jesus Christus, dan beteken dit dat ons in gebed eers gehoorsaam moet wees. Daarom hierdie versie, Psalm 135 vers 2, hef julle hande op na die heiligdom en loof die Here. Ek het al baie vir julle gesê, dis nie hef julle hande op en nou loof ons die Here nie, dit is nie dit nie. Om jou hande op te hef beteken om oor te gee, om jouself te gee vir die Here, om te werk, om jouself te offer aan die Here. En loof die Here is nie daardie gedagte van nou sing ons 'n paar koortjies saam en ons voel baie geestelik en godsdienstig nie. Loof die Here beteken dit wat ek doen met my hande wanneer ek my hande opgehef het. Dit is 'n lof, dis aanbidding, dis lofprysing tot die Here. Ek het al daar gepraat oor hierdie gedagte van praise and worship, en mense dink dit het iets met sang te doen. Dit is praise and worship het niks, of dit het iets met sang te doen, maar sang is gedeelte daarvan. Dis bietjie andersom in die tyd waarin ons leef. En dis presies wat dit is. Hef jou hande op, met ander woorde rol die moue op, laat ons begin werk en loof die Here so op daardie manier, met hande wat werk, nie met hande wat swaai en lekker saam sing nie. Dis ook lekker, dis deel daarvan, maar is nie dit nie. Goed. Jesus sê in Johannes 6:38, want ek het uit die hemel neergedaal nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Dink net vir 'n oomblik daaraan dat Jesus Christus, omdat hy God is, het hy volle toegang gehad tot die troonkamer van God. En hoekom het hy dit gehad? Want hy was gehoorsaam in sy volheid aan dit wat God van hom gesê het om te kom doen. Hy het die wil gedoen van die een wat hom gestuur het. Hy het daardie toegang gehad, hy het daai access gehad, as 'n mens dit so wil stel. En nou kom hierdie vers in. Matteus 21:22, en alles wat julle in gebed vra, sal julle ontvang as julle glo. Want jy sien, in gehoorsaamheid kwalifiseer die kind van God om te bid, om effektief te bid, net gehoorsaamheid, om gehoorsaam te wees aan die wil van God. Ek meen, ek kan bid, verstaan, vir 'n Ferrari, tot ek blou is in die gesig. Maar as dit nie die wil van God is nie, dan sal dit nooit gebeur nie. Inteendeel, al wat sal gebeur is, my geloof sal afgebreek word. En daarom praat baie keer, as mense praat van gebed, dan praat hulle van jy moet glo, nee, jy moet dit spreek, soos of jou woorde krag het. Dis nie waar jou krag lê nie. En miskien weer eens het ons dit so bietjie anders omgekry en gehoor ergens, en toe nou by daai punt uitgekom en gesê, nee, okay, ons moet geloof hê. Hoor bietjie, Jakobus 5:16, ons het daar gepreek die ander dag. Die vurige gebed van die regverdige het groot krag. Wat is 'n regverdige? 'n Regverdige is tog nie iemand wat self regverdig geword het nie. Is iemand wat deur God regverdig verklaar is. En hoor wat sê Jakobus, die vurige gebed, ons het onthou, ons het gesê, daai smeekgebede, dis mos ons vurige gebed, van 'n regverdige het groot krag. 'n Regverdige volgens God se oordeel. Met ander woorde, wat is daardie persoon anders as iemand wat glo? Iemand wat natuurlik gered is, iemand wat wedergebore is en iemand wat gehoorsaam is aan God se woord. Dis 'n regverdige. Dis iemand wat gehoorsaam is. En daarom is ons kan dit seker van elke tema sê wanneer ons praat oor gebed en die en gebed en daai. Maar
is dit so natuurlik en eintlik half voor die hand liggend dat gehoorsaamheid in gebed sentraal is aan gebedsverhoring. Ek kan nie van die Here verwag om my gebed te verhoor as ek nie wil doen wat hy vir my sê nie. Dis daai voorwaarde wat die Here in die Ou Testament telkens vir sy volk gee. Vir hulle sê, as julle my verordeninge onderhou, dan sal ek. Die Here gee vir hulle die voorwaarde, wees net gehoorsaam. Dis al. En dan sal die Here hulle seën en hy sal hulle red en al die ander dinge wat ons nou ook met gister se Bybelstudie hanteer het, nie? Die gedagte van daardie vreeslike stryd wat op hande is vir die volk. Maar die Here sê, bekeer julle tot my met julle hele hart. Wees net gehoorsaam, dis al wat die Here vra. So, om regtig te bid, om waarlik te bid, beteken nie net om woorde bymekaar te sit, 'n rympie op te maak vir jouself en te sê, nou bid ek regtig nie, nou wil ek inkom hier met daardie tale spreek wat in die charismatiese kerke kom en sê, nee, maar daar bid jy regtig tot die Here, want daar weet jy nie wat jy sê nie, dit gewerk nie so nie, dit gebeur nie so nie. Die Here praat met my deur die woord van God wat vir my vertaal is in die taal wat ek kan verstaan, en die Here God verstaan my taal. Ek het nie nodig om in 'n gebabbel met die Here te praat sodat hy my kan verstaan nie, of omdat ek nie weet wat ek moet bid nie. Die Heilige Gees tree vir my in met onuitspreeklike sigtinge. Ons het al baie daaroor gepraat. So om waarlik te bid is 'n gebed wat gegrondves is in gehoorsaamheid. En by ons skryf hy sê, behind the praying must be the doing. And it is the constant doing of God's will in daily life which gives prayer its potency. Ek kan nie net bid nie. Ek moet ook God se wil doen. Ek moet ook gehoorsaam wees, nê? Ek moet, want dit is daai doen, daai oorgee aan die Here, daardie lewe. Wanneer ek God se wil begin doen, dit is wanneer my gebed krag begin kry. Weet julle, ek wil met julle deel, soos julle seker bewus is, my vrou het nie salaris gekry, of nee, sy het salaris gekry, maar soos nie eens 0,5% van haar eintlike salaris nie. As gevolg van die staat en hulle dinge, staan maar 'n bietjie de mekaar is. Maar nou verstaan, en ek sê dit nie ek sê net, die Here hoor gebed. En tot hierdie oomblik toe, nou ek weet dit is nog vroeg in die maand, maar tot hierdie oomblik toe het ek nog nie tekort nie. Tot hierdie oomblik toe het ek nog nie nodig gehad om te sê, genade, nou is daar krisis en stryd nie. Ja, nee, daar is, maar daai goed kan 'n ou manage. Daai goed kan ons, want ons doen dit binne die wil van God. Ons is gehoorsaam. Maar dit is so maklik wanneer jy in finansiële stryd kom te sê, weet jy wat, ek gaan nie met my 10de gee nie, want ek kan dit nie bekostig nie. Dis juist waar die Here wil hê ons moet gehoorsaam wees. Ekskuus, ek wil nie hierdie maak oor geld nie. Ek wil net hê dit is 'n praktiese voorbeeld. Dit is so maklik. Dit is so maklik om te sê, jong, my situasie by die werk het nou so verander en hulle plaas baie druk op my en ek moet by die werk wees. Dit is so maklik om te sê, ag weet jy wat, ek kan nou nie meer kerk toe gaan nie. Ag, verskoon my maar by die kerk vandag, want ek moet nou dit doen. Baie keer is dit nie wat jy moet doen nie, baie keer is dit wat jy wil doen. Dit moet nie 'n verskoning raak nie, dit moet nie keer om die wil van God te doen nie. Die Here self het geleer, hoor nou, nie elkeen, Matteus 7:21, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Dit is die vereiste. Nie om geestelik te wees nie om godsdienstig te wees nie om daar op 'n papier wat jy inskryf, daai kruisie by Christelik te trek nie. Dis niks nie. Maar om die wil van die Vader, en dan kom daarin waar Jesus gesê het,
vers 22, baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in U naam geprofeteer en in U naam duiwels uitgedryf en in U naam baie kragte gedoen nie? En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Dis wat God sê. Sien, ons doen baie goed vir die kerk, omdat ons dit wil doen. Ons doen baie goed vir die Here, omdat ons dit wil doen. Nee? Hoor wat het hierdie mense gedoen? Hulle het na die Here toe gekom en sê, Here, ons het duiwels uitgedryf. Ons het siekes genees. Ons het die kerk gebou. Ons het die kerk uitgevee. Ons het al die plumbing altyd reggemaak. Here, wat nou? Dis my eie woorde wat ek daar indruk. En die Here sê, gaan weg van my af, want ek het julle nooit geken nie. Ons doen ons eie goed. En ons dink dis die wil van God. Dis wat God van my wil hê. En die enigste rede hoekom ek doen wat ek wil doen, is omdat ek nie gehoorsaam is aan dit wat God vir my sê om te doen nie. En dit begin by die klein, die basic goed. Baie mense sê, hoe kan ek meer betrokke wees in die kerk? Het jy al gaan bid daaroor, my liewe vriend? Het jy al vir die Here gevra, Here, wat is dit wat U wil hê ek moet doen en hoe moet ek betrokke wees by hierdie gemeente? Hoe moet ek betrokke raak? Dit is kosbaar as mense by my kom en sê, Dominee, hoekom drink ons nie meer tee na die diens nie? En sê ek vir hulle, nee jong, ag weet mense, nee maar ons moet weer begin tee drink. Wonderlik, kom doen dit dan. Kom doen dit. Kom drink tee na die tyd. Moenie wegloop nie. Moenie wegloop omdat jy kwaad is vir iemand. Jy gaan maak reg met daai ou. Gaan maak reg en dan kom drink jy tee saam met daai persoon. As die wil van God nie die kind van God se lewe beheer nie, is dit wat ek bid niks anders as maar net 'n sentimentele hartsverlange wat ek uitspreek, is net so goed. Ek sit daar en man oor hoe sleg my lewe is. Nobody knows the troubles I've seen. Het julle al daai verstaan? Dis wat my gebed word. Ag Here, kyk hoe sleg gaan met in my lewe. Kyk hoe loop die dinge net verkeerd vir my. Ai, my lewe is so sleg. Want my lewe is nie binne die wil van God nie. Ek is besig met die goed wat ek wil doen. Ek wil dit doen. Verkeer het mense al vir my gesê, ja, maar ek wil dit doen. Dan baie keer is daar 'n tekort. Dan sê ek nou maar doen dit. En dan hou dit nie lank nie, dan hou dit op, dan wil hulle dit nie meer doen nie. En dan sê dit soos, ja, maar ek het regtig, hulle getuig en sê die Here het hulle gelei en die Here het hulle geïnspireer en hier moet hulle dien en hier moet hulle wees. En dan 6 maande later, 8 maande later, 'n jaar later, en val alles plat en daai hele bediening val eintlik plat wat in 'n kerk opset. En ek praat met ons, praat nie van ander kerke nie, maar by ons, by hierdie kerk, glo ek daaraan dat die gemeente is die kerk, die mense in die kerk is die kerk. Dis nie 'n gebou nie, dis nie 'n predikant nie, dis die gemeente. So as daar 'n bediening ergens is, maak nie saak wat dit is nie. As daar iets moet gedoen word en jy sê die Here het my gelei om daar betrokke te wees, dan sê ek as dominee baie dankie, go for it. As jy hulp nodig het, kom praat met my. Verder gaan groot. En as iemand jou wil keer, stuur hulle na my toe. Dis regtig hoe ek daar voel. So as jy daai goed sê en jy kom op 'n plek waar dit jou wil is en nie God se wil nie, dan gaan daai ding misluk. Ongelukkig, dit is die realiteit daarvan. As gebed nie en gehoorsaamheid, as dit nie ons arbeid in die Here inspireer nie, as dit nie ons arbeid in die Here rig nie, as dit nie ons heilig om vir die Here diensbaar te wees nie, verstaan, dan is dit verniet. Dan gaan dit platval, dan gaan dit vernietig word, dan gaan dit tot niet gaan. Dit is die realiteit.
Ek dink baie keer het ons daai ding van ek doen dit of ek doen dat of wat dit ook al mag wees. Ek doen niks nie. Dis deur die genade van die Here. Ek het dit nou daai gedagte van ek wil ophou rook. Ek dink ek het dit met die aanddiens het ons daaroor gepraat van die goed wat ek wil doen, daai bekering wat ek doen. Ek kom tot bekering, ek hou op drink, ek hou op rook, ek hou op vloek en skel, of ek hou op vinnig ry, of ek hou op, verstaan, wat dit ook al mag wees. As ek dit doen, dan is daar klare probleem, want ek het dit gedoen. En gebruik ek die voorbeeld van Moody, die ou Moody wat daar in Londen, ek dink is in Londen, het hy so in die straat geloop en 'n dronkie het daar uit 'n kroeg uitgestrompel en hy daar in sy hande so gegooi om 'n lamppaal om homself regop te hou en Moody het gesê, that was me but for the grace of God. Ek dink ons moet by daai punt uitkom en sê, as dit nie was vir die genade van die Here, sal ek nie kan ophou rook nie, sal ek nie kan ophou drink nie, sal ek nie kan ophou om hierdie verkeerde goed in my lewe te doen nie, as dit nie was vir die genade van die Here nie. Jy sien, hoe word dit verskuif? Nie ek het opgehou nie, die genade van die Here. Kyk hoe verander dit, die perspektief, kyk hoe verander dit. Net die fokus van die mens af na die Here toe. Nie ek het dit gedoen nie, die Here, deur die genade van die Here, het ek dit gedoen. Deur die genade van die Here, doen ek dit nie meer nie. Anders kan ek niks doen nie. Goed, so. Baie keer dan bid ons hierdie ernstige gebede en ons het hierdie dringende verwagting dat die Here vir ons antwoord gaan gee en amper half wil ons dit van die Here af eis, nee, ons klein dit. Here, hierdie belofte, ek staan op hierdie belofte. Nou, hy gaan twee kante toe, want om op 'n belofte van die woord te staan, is natuurlik, dit moet jou geloof versterk, jy moet, maar, is dit in gehoorsaamheid aan die wil van God? Ek probeer nou dink aan 'n goeie voorbeeld, ek kan nou nie, ek gaan nou my eie voorbeeld opmaak. Ergens in die Bybel lees ons, dat die Here sê dat hy van ons beter 'n reismetodes gaan gee. Nou sê ek lees dit nou en nou sê ek, Here, ek staan nou op hierdie belofte dat ek nou 'n Ferrari gaan kry. Verstaan? Want dit is tog beter as jy 'n Ford bakkie wat daar buite staan. Dit is nou nie 'n voorbeeld, dit staan nou nie regtig so in die Bybel nie, maar hoor wat ek sê. En dan eis ons dit van die Here af. En ons staan daarop en sê, Here, U dan beloof. Nou wat nou? Dit gaan nie daaroor nie. Natuurlik, as daar 'n belofte in die skrif is, dan moet dit my geloof opbou. En daai geloof loop hand in hand met my gebed, maar dit is niks as daar nie gehoorsaamheid is nie. Dit het geen waarde, dit het geen betekenis as daar nie gehoorsaamheid. Dit reageer met mekaar. Dit is soos hoe kan ek sê, daai katalisator wat hulle in die wetenskap van praat, wat gebed en geloof laat reageer. Daai katalisator is gehoorsaamheid aan die wil van God, om die wil van die Here te doen. Gehoorsaamheid maak geloof moontlik en geloof maak gehoorsaamheid moontlik. Jy kan nie gehoorsaam wees sonder geloof nie. Jy moet glo. Jy kan nie glo as jy nie gehoorsaam is nie. En hiermee wil ek nou stop. En dit bring ons by uit die uiteinde van 'n problematiese gebedslewe. Dit is nie altyd geloof nie. Daai ding wat hulle vir jou sê, jy het nie genoeg geloof nie. Verkeerd het ek het in my lewe gehoor. Ek glo nie genoeg nie. Né?
Hoeveel keer het julle dit al gehoor, mense, jy moet meer geloof hê. As ek, hoe kwantifiseer jy hierdie geloof, waarvan jy praat? Kan jy dit in 'n maatemmer gooi en vir my sê, hoeveel het ek nodig, sodat my geloof genoeg kan wees, sodat dit nie die probleem is nie? Die probleem is nie geloof nie, die probleem, baie keer, is gehoorsaamheid. Is ons gehoorsaam aan die stem van die Here? Is ons gehoorsaam om die wil van God te doen, en nie ons eie wil nie, nie wat ek wil doen nie. En onthou nou, ek het vir julle gesê, ons kom by die kerk, en ons sê, ek wil dit doen. Wat wil die Here hê moet jy doen? Daar een student wat hier was met die hulle nou hier was, en hy vertel, hy sê, toe die Here hom nou roep vir voltydse diens, toe sê hy, nee, dankie Here, ja, ek wil nie dit doen nie, ek wil nou nie, verstaan, want hy is 'n hoogsgeleerde man, hy is 'n dosent by 'n universiteit, verstaan, en hy sê nee, dankie Here, ek wil nie teruggaan en nou weer gaan leer nie, ek wil nie weer 'n student word nie, ek sal iets anders doen, ek hoor, ek wil, terwyl die Here vir hom sê, gaan, en word 'n predikant, sê hy, nee, ek wil eerder die jeugleier wees, of ek wil eerder hierdie ou wees, of ek wil eerder hier, jy weet, betrokke wees daar in die agtergrond, waar niemand my kan sien nie, hoor die woorde, ek wil. Die einde van die dag vra die Here, wat van sy wil? Psalm 134, vers 2, hef julle hande op na die heiligdom en loof die Here.